Hi, ek's Lisa met die rooi hare en ek kyk op my eis sodat jy nie hoef nie en welkom by my seisoen 4 episode 7 recap. Roan stuur vandag een van my gunstelinge huis toe. Great, okay. So ek drink vandag 'n gorgeous bottle Stellenbosch Reserve Senso my nou. Dis dit. Okay, so kom ons begin met vandag se episode. Cool, so die episode skop af met die chomme wat die drama bespreek. Dis nou nonsens want ek weet ek lei af daar's 'n bietjie tension tussen die girls en toe sê ek net dit moet nou stop. En Roan sê hy is nou al so gewend aan al die drama, dis chill. Nee, dit is maar net ek is 'n bietjie meer gewoond daaraan. Maar dan vir die eerste aktiwiteit het JP besluit dit is tyd dat die dames met iemand gesels. Ek het gedink dis tyd dat die dames met iemand gesels. Hektiek. Die emosies loop hoog hier by Klima Private Game Reserve in Spa. So enter Liesel. En wie beter as Liesel, 'n gekwalifiseerde life coach om hul te help om weer hul voete te vind en bietjie perspektief te kry. Hallo Liesel. Honestly, jy weet die pad behind the scenes as hulle 'n hele life coach moet inbring. I mean, hulle het nie eers 'n sielkundige gehad op die Mommy Club nie en daai was kruis, okay. So okay, daar is 'n eerste sessie girls wat met Liesel gaan chat en ons het 'n tweede sessie girls. En vir die eerste sessie is die girls wat met haar chat Saartjie, Janine, Marita, Chantel en Cindy. So ons begin met Chantel wat immediately sê she's drained. Ek's moeg, ek's emosioneel uitgeput. Net regtig uitgeput. Ons social battery is nie in 'n pap nie, hy is uitgehaal en in die asblik gegooi. Alles was net vir my too much geweest. Marita sê dan ook dat dinge gaan nie great nie. Sy het mixed emotions met al die drama. Dit gaan goed en okay, dit gaan nie sleg nie. Op die stadium is al baie mixed emotions van my kant af. Ja, dit gaan nie sleg nie, maar dit gaan ook nie great nie. Maar sy bly daarom excited om vir Roan te sien elke dag. Maar ja, ek dink ek hou vas aan die feit dat ek hou van wat ek sien sover in Roan en dit maak my opgewonde elke dag om te weet ek gaan hom probably sien. Honey, you've got a big storm coming. Cindy chat dan met Liesel en sy sê sy's alright. Vir myself het ek al myself voorberei. Okay, dit gaan katterigheid wees, dit gaan jaloesie wees. En wanneer jy 'n afdag het, wat doen jy om jouself weer op te bou? Wat doen jy om beter te voel? Ek dink ek kom meer Cheers Cindy, ek love ook 'n Urbie. Maar dan is arme Janine in trane. Ek is maar gewoonlik so 'n emotional mens. Want Janine voel sy's bang om die ander girls te ontstel. En partykeer is dit ook moeilik want jy wil nie hulle gevoelens seermaak as jy soos wil sê okay, ek voel 'n sekere manier oor Roan nie. So maar ek probeer nie ja. Maar hierdie is 'n veilige spasie. Jy En ek weet almal sê altyd ja, maar hulle is daar om liefde te vind, hulle moet fokus op Roan. Maar op die einde van die dag kan net een van hulle met Roan opeindig. So dan is dit lekker om al weg te stap met maatjies, sien jy? Sê ek asof ek al ooit op sulke show was. I've never been. Okay. Anyways, Chantel huil dan ook. Ekskuus. It's okay. Ek weet nie kon twyfel ek sou myself nie. Ek het net begin huil. So okay, dis 'n safe space. Ek het net begin huil. Ek kon net nie dit inhou nie. Ek voel ek's net, ek wil dit sê, net ek voel ek's te bland. Dis okay. Dit gaan okay wees. Maar ja, eventually voel almal beter na die chat. Ek het dit weer gevoel soos Chantel en dit was baie lekker om net weer myself te kon wees. Weet jy dat talk therapy works? Dis die rede hoekom ek al vir 7 jaar sielkundige gesien. Okay. So right, die eerste sessie girls is nou klaar. Aangesien Marita, Janine, Saartjie, Cindy Lee en Chantel klaar is met hul sessies by Liesel. En hulle gaan nou saam met Roan gaan op date. Ons het 'n lekker dag beplan, dit gaan 'n lang dag wees. Terwyl die tweede sessie girls met Liesel chat. Sorry, Liesel, vergeet ek jou naam, ekskuus jong. So ja, vir die date gaan hulle nou Nee, ek sien 'n rot in die boom. Ek sien 'n rot in die boom buite die venster. Ek kan huil. Ek haat rotte. En Rudolf is nie hier nie. En die venster is oop en as hy hier inkom, gaan ek doodgaan. Ek wil net sê die rot is so groot, okay? So groot. Ek dog is 'n voël. Toe sê ek die ster. Waar kom die rot vandaan? Asseblief lief Jesus, laat daai rot nie by hierdie venster inkom nie.
So vir die date gaan hulle River Rapids riding, sleighing doen. So, my eerste vraag was, hoekom kort ons helmets? Don't bend your knees, you just put them straight. En honestly, ek is met Cindy op hierdie een. What if we are versuiping? Sorry, What if we are versuiping? what's that? I mean, what if they are versuiping? What if they versuip? Het julle nog nooit 'n movies wat Stroom op gesien het met Simone Norman? Hulle het ook gaan River Rapids. Ek is definitief 'n water baby. Ek love water. En hoe is hulle inkies, floutenery. Lekker. Roan lê daar op baas van die plaas en die armatuurgids hier perrel vir ou 124 kg Roan en hy lê. Roan, okay. Honestly, dit lyk nie asof Roan dit super baie geniet nie. Maar toe verander dinge vinnig, toe word daar gepaddel. So kom ons kyk, is exciting. Ek weet ook nie of ek sal nie hoor. My wyn sal te veel mors. En dis daar is nie 'n druppel op my nie. Ons is toe af by die eerste rapid en dinge gaan heel rustig. Ag, en dan moet hulle van 'n berg afspring. Dis nie net fun en games by die watersport nie. Nou moet almal van 'n 4 meter hoë rots afspring. Hektiek. Wanneer hy sê vir my spring en ek kyk so af, toe vries ek heeltemal. Nope. So bly ek is getroud, laat ek nie vir huis hoef in te geskryf het nie. En toe besluit soos nee, sy kan dit nie doen nie. En toe besluit ek nou toe eventually ja nee, ek gaan nou jump. En Janine, jou lou eerste. Maar Roan? Roan is maar bietjie hoogtevrees. Hy is die lissie. Maar eventually onthou hy het ballas. En dan spring hy. Maar liewe bliksem, dit was close. Maar dan eventually is hulle by hul eindpunt. Ons het by die eindpunt gekom, dit was vreeslik lekker. Ons het die tubes het hulle vir ons afgeblaas. En dan hoor hulle moet nog verder hike. Maar toe moes ons 'n helling opgeklim het. Dit was regtig rof geweest. Date from hell. En ek was almal was nogals baie moeg en uit asem uit toe ons eventually bo uitkom. Physical torture. Ons almal was uit asem geweest. Honestly, jy kan my nie betaal om dit te doen nie. En Roan ook nie, want hy bestel sy Uber. Net vir die bakkie op 'n tyd gewag want Roan sê toe hy kan nie meer nie. In 'n geval, terug dan nou by die tweede sessie girls wat gesels met Liesel. Intussen is Liesel die life coach steeds besig met die dames wat by Kalima agtergebly het. En dit is dan nou Charlene, Minette, Bianca en Hermie. So Liesel begin deur 'n moeilike vraag te vra aan Bianca. En jou verhouding met Roan, hoe gaan dit tussen julle twee? Dis nie die antwoord wat ons soek in week 7 nie. O, gats. Maar Minette sê dan dat sy voel al 'n koneksie. Nee, dit gaan goed. Moet sê, ons het baie lekker banter en ons praat baie maklik oor die belangrike dinge, so daar's potensiaal. Okay. Van my kant af, ja. Okay. En honestly, hier het ek besef dat ek dink actually Minette is in the running towards becoming Roan's wife. Ek het haar nooit op my top 3 gesit nie, but she's up there. Charlene se weer dan bietjie met Liesel en sy raak emosh. I don't want to put myself out there want ek word in 'n boksie gesit, ek word reject en ek word nie gekies nie. So, hoekom sal hierdie keer anders wees? Want sy sê dis vir haar baie moeilik om haarself daar buite te sit en obviously met hierdie program moet sy. So, I'm putting myself out there. This is very crazy. Ek meen hier is baie vulnerable. Die emosies loop hoog. Daar's nie 'n supportstelsel nie, daar's nie crutches nie, daar's nie mense met wie jy kan kontak buite hierdie proses wat jy kan mee praat nie. Ons mag nie. So you're on your own. Of course kan jy nie jou familie bel nie. Dit is sodat jy jou emosies op televisie wys. Sê nie jou mamma bel en dit daar doen nie, you know. Maar ja, Hermie chat ook met Liesel. I'm always true to myself. Ek doen nie een ding agter 'n toedeur en voor ander mense is ek iemand anders nie. Maar kan nie eintlik onthou wat sy gesê het nie. Dis nie my notas nie. Skiesie Hermie, maar
lekker. En dan is die tweede sessie girls nou klaar. Baie het beter gevoel nadat hulle met haar gepraat het. Ek dink daar's baie emosies wat vrouens wegsteek. So dan nou terug op die day en hulle almal is nou droog. What an adventurous Wat 'n day. adventure. Ek is nou dors na daai watersport. En vat 'n slukkie elke keer as hulle sê die water was koud. Daai water was so koud. Dit was koud. Maar die water was bitterkoud. Great. Dit was vir my die lekkerste dag. Almal kon hulle self wees. En ons hoor by Saartjie en by Roan dat die dag was lekker. Hierdie aktiwiteit was baie goed geweest. Dit was 'n baie lekker atmosfeer. Is dit wat van die girls was nie daar nie? Dit het nie forced gevoel nie. Dit was net lekker. Maar right, Roan en Saartjie het dan nou 'n bietjie one-on-one time. Obviously as ek baie op my sene wees. It's about damn time. En Saartjie sê vir hom sy's nog happy daar. Is jy nog happy? Baie. Dink jy daar's potensiaal? Ek dink so. Maar sy het dan 'n vraag vir hom oor kinders. Ek het net 'n vraag vir jou. Ek weet ek is een van die minderheid wat nie kinders het nie. Ek sal net wil weet, beteken dit vir jou iets of is dit Roan se favorite topic. Is dit iets in jou loop? Ek wou net by jou seker maak. Great, ek bly vra dit. Oorspronklik is dit nie my planne nie. In my situasie nou, nee, maar mense verander en dit kom neer by sacrifice. Dan is dit my sacrifice. Please take my sacrifice. No, I do not want another sacrifice. Thank you for the sacrifice. Please have another sacrifice. I don't want another sacrifice, okay? Dis waarna ek gedink het. Ek dog sy vra wil ek nog kinders hê. Toe sê sy my nee, dis nie wat sy bedoel nie. Toe sê sy plaat dit my dat sy nie kinders het nie. En dit was my 'n baie interessante vraag. Maar Roan sê wel hy geniet dit om haar te wees. Dis maklik om jou te wees, want jy's van jou. Saartjie is baie special. Nee, maar goed dan is hulle nou terug by die groepie en Roan joke dan actually weer met Cindy. Wil jy chat? Chat? Nee. Okay. Ek weet nie wat sy bedoeling daarmee is of dit nou sy manier van flirt is. Roan, what are you doing? En dan vra hy vir Marita vir 'n chat. Wat van 'n chat? Skan. Nee. Ek wil nie my probleem van Marita praat, natuurlik. En is super cute. Hulle loop al weg, arms om mekaar. Maybe gaan hulle weer soon, maybe nie. So right, hulle sit in chat en Roan sê vir haar dat sy is baie stil vandat hulle gesoen het. Jy was baie stil die laaste paar ronde. En sy sê ja, dis want soos sy het nie geweet, hoe moet sy wow. Ek was ook nadat ek en jy gesoen het, was ek ook onseker oor hoe jy voel daaroor. Ek weet nie hoe jy gevoel het daaroor nie en ek dink ek het maar net bietjie gedink oor dinge. Waar hy vat dit dan as inconsistency. Miscommunikasie, maybe omdat daar 8 ander girls is. En dan sê Roan, Dis maar. Maar wat, Roan? Ek moet jou iets sê. Okay. So, hy sê hy moet haar huis toe stuur. Ek moet jou huis toe stuur vandag. Okay. Moet jy? Ek is geskok want ek en Roan was op 2 dates en ek het regtig gedink, okay, ons het 'n redelike koneksie gebou. I'm like, my flappers are ghosted. Soos, mense nou dink die persone wat hy soen is in the running towards becoming. Maar nee, Marita het dit nie verwag nie. Die waarheid is ek het ander koneksies met ander meisies. Okay. Beter, wat ek nog nie so baie tyd soms spandeer het. Ek dalk kan sens maak hiervan is dat sy is een van die met wie hy al soos die meeste tyd spandeer het. So hy kon al baie beter leer ken en weet of dit gaan werk of nie. Weer eens cliché, dit was nie vir my maklik nie. Ek het met hy saam geniet. Maar shame, arme Marita sê vir hom soos sy het 'n koneksie gevoel. Ek het 'n koneksie met jou gevoel, definitief. Daar was 'n koneksie. Ja. En hy sê soos, ja, wel, ek het nou die SIM-kaart uitgehaal. Maar daar was 'n inconsistency vir my. Maar ons hoor actually wel dat Marita se gut het op haar begin skree al die vorige dag. Ek het nogals van gister af het ek 'n snaakse gevoel in my hart gehad. Ek het amper geweet dit gaan gebeur wat baie snaaks is vir my. Maar sy sê sy's okay. Dis regtig okay. So ek's okay. Ek respekteer dit en dit is okay. Sy sê sy het vrede. So ek is hartseer, maar ek het vrede. So ek het vrede. He's not my husband and that's okay. Ja, hier dink ek hulle gaan lekker vry en toe los sy haar. Dankie vir jou tyd, né? Dankie dat jy gekom het. Natuurlik. Plesier, sterkte. What a plot twist. Alright, okay. Maar ja, om af te sluit kom Roan terug by die groepie sonder Marita. Het volgemaak. Was my? Ja. So ek het besluit om haar huis toe te stuur vandag so. En Janine is hartseer. Ja, ons gaan nie te lank
te lank nou bly nie. Was haar person hier gewees. Maar dit is actually dan so super awkward want Roan loop net weg. Toe wil die man nie eers langer bly nie. So hy was ook baie ontsteld gewees. Cindy is awkward want sy soos, "Nee, ek het nie eintlik regtig van Marita gehou nie." Ek gaan nie van Marita mis nie. Ek het dit duidelik gemaak al van vroeg af dat ek en sy nie regtig om dieselfde vuur gesit het nie. Maar dan eventually is Roan soos terug om vir Janine bietjie te console met een arm. Net die mens wat sy was, soos ek gaan so baie van hom mis. Like, Roan, just 2 arms, my bra, like, en jy sê vir haar, dit gaan okay wees, ek sê jammer, ek weet sy was jou vriendin. Hem vol trane, ek is jammer, hem vol trane, ek is jammer. Ja, I don't know. Anyways, nou is hulle officially net 8 dames oor. Nou sit ons met 8 dames. Net 8. En nou is daar 8 meisies hoor? Ja, net 8. Okay. En ja, dis dan dit vir die episode. My wyn is klaar, so die video is klaar. As jy van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, volg my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En ons sien ek julle volgende keer met nog 'n op my eis recap. Dis dan al van my kant af. Bye!